Goed, goeiemôre gemeente. Baie hartlik welkom. Ek het nog nie die voorreg en die kans gehad om vir julle welkom te sê by die gemeente weer na 'n nuwe jaar nie. Ek wens vir julle voorspoedige nuwe jaar toe. Mag dit vir elkeen van ons 'n goeie jaar wees. En almal van ons is welkom vanoggend. Jy met die donker hare, welkom. Jy met die ligte hare, welkom. Julle in gelukkige huwelike, welkom. Jy wat tans worstel met diskonneksie in jou huwelik, welkom. Al die alleenouers, welkom. Almal in heteroseksuele verhoudings, welkom. Almal in gay verhoudings, welkom. Jy wat worstel met depressie, welkom. Jy wat worstel met afhanklikheid, baie welkom. Mag elkeen van julle vanoggend in die besonder iets van die Here se teenwoordigheid beleef as ons so welkom is in sy teenwoordigheid. Bid saam. Here, as ons so in U woord delf vanoggend, vra ons dat U ons harte mag oopmaak, dat ons dit wat hier gebeur ook in ons eie stories mag inskryf. Gee dat mense woorde God se woorde word. En mag ons daardeur vertroos word en versterk word om mens te wees môre op die plekke waar ons moet gaan leef. Ons weet U woord is 'n lig en 'n lamp vir ons voet. Amen. Gemeente, ek het besluit om vanoggend 'n paar gedagtes uit die boek Prediker met julle te deel. So my skriflesing kom regtig uit 'n hele klompie verse van die hele Prediker van hoofstuk 1 tot hoofstuk 10. So ek gaan vir julle voorlees. Die boek Prediker begin so: Woorde van die Prediker, seun van Dawid en koning in Jerusalem. So ons lei af dat die skrywer van hierdie boek of hierdie tradisie is 'n ou persoon wat al die lewe geleef het en nou terugkyk en 'n paar wyshede deel met die geslag wat agterbly. En hy begin sy brief so, hy sê: Alles kom tot niks. Tot niks. Wat kry die mens vir sy gesoog, sy harde werk in hierdie wêreld? Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar's 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. Wat kry die mens vir al hierdie harde werk waarmee hy hom vermoei? Ek het gesien dat God aan die mens 'n taak gegee het om hom besig te hou. En ek het tot die insig gekom dat uit dit alles uit daar vir die mens niks beter is as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet nie. Een en dieselfde lot tref die mens en die dier. Hulle gaan almal dood, die een soos die ander. Almal het net een asem. Almal is op pad na dieselfde plek toe. Almal is stof en almal word weer stof. En ek het toe gesien dat daar niks beter is nie as dat die mens dan vreugde vind in sy werk en in sy lewe. Dis wat hom toekom. Ek het gesien dat al die moeite wat die mens doen vir sukses en vir voorspoed en vir vooruitgang uit onderlinge afguns kom. Ook hier kom dit tot niks. Dis 'n gejaag na wind. En ek het in hierdie wêreld nog meer gesien wat tot niks kom nie. Daar was 'n man wat alleen was, sonder seun of broer, uit keuse uit. Tog was daar nie 'n einde aan al sy inspanning nie en was hy steeds op soek na meer rykdom. En hy moes aan die einde van sy lewe sê: Vir wie het ek myself afgesloof en myself al hierdie aangename dinge ontsê? Ook hier kom dit tot niks. Die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie. Die mens vir wie rykdom alles is, kry nooit genoeg nie. Hy hou aan soeg. En ook hier kom dit tot niks. En dan die slaap van die arbeider is soet, of hy min eet of baie eet, maar die oorvloed van die ryke laat hom onrustig slaap. En ek het ook iets gesien wat goed is. Dis aangenaam om lekker te eet en goeie wyn te drink en die lewe te geniet onder al die gesoeg op hierdie aarde. Dit kom 'n mens toe vir die hele leeftyd wat God hom geskenk het. God gee aan 'n mens sy rykdom en besittings en laat hom dit geniet. God laat die mens sy deel ontvang en sy werk met vreugde doen. Dis 'n gawe van God.
En wat ek gesien het is, wat jy het, is beter as wat jy begeer. Elkeen wat lewe, moet dit dan ter harte neem. Die uiteinde van die mens is altyd die dood. Ek het gesien slegte mense word begrawe en verdwyn, terwyl die wat tempel toe gaan en van daar af kom, ook doodgaan. Ek het vreugde aanbeveel aan elkeen wat met my praat. Daar is niks beter vir die mens in hierdie wêreld nie, as dat hy lekker eet en goeie wyn drink en vrolik is onder al sy geswoeg tydens die lewe wat God vir hom skenk in hierdie wêreld. Die slotsom, hy eindig so. Die slotsom van alles wat jy gehoor het by my is dit: dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word. God sal aan die einde rekenskap vra oor hoe jy jou tyd spandeer het. Dis die wysheid van Prediker. Met die aanbreek van nuwe jaar, dit is nogal vir my 'n nostalgiese tyd. Ek hou nogal daarvan om op TV te kyk hoe die hele wêreld nuwe jaar vier. Van Londen, Times Square in New York, die vuurwerke by die Eiffel Tower. Baie keer wys hulle Wenen, waar die mense voor die Rathaus op die Blauwe Nou dans, as dit 12 uur is, as die nuwe jaar aanbreek. Ag, en saam met dit, familie, die wakker bly, die aftel, die wag vir die nuwe jaar, die voornemens, wat gaan jy hierdie jaar anders te doen? En dan die grappies, wat ons met mekaar maak van, ek het 'n jaar laas tande gebors, ek het 'n jaar laas gesien. Al daai grappies is so deel van ons nuwejaar feesvierings. En dan nie terugdink aan die jaar, en baie keer saam met die terugdink, baie keer so sug. En dan saam met dit, die glasies wat ons klink om te sê, ek hoop volgende jaar is beter. En dan hoor jy in elkeen se stem dat dit 'n diep versigtiging is en 'n diep wens dat volgende jaar dalk tog miskien bietjie meer hoop sal inhou. Maar saam met hierdie nostalgie en die lekker kuier saam met familie, is daar altyd 'n vraag in my agterkop. Wat iewers hier in my agterkop gebore word, en is 'n vraag wat ek baie min hardop herhaal. 'n Vraag waar ek baie min oor top. Ek skuif dit weg na die agterkant van my lewe toe en ek dof dit uit. En saam met hierdie feesvieringe, die vraag wat opkom by my is: sê nou net, dis my laaste jaar. Dan raak ek so hartseer. Dan kyk ek na Elisma en ek kyk na Elke en sê ek nee, sal maar vir traumaties wees. Ek wil graag my kind sien groot word. Ek wil nog dit doen, ek wil nog dat doen, ek wil nog eendag saam Johnny fietsry. Ek wil 'n klomp goed doen. En dan kom die storie van Karl Barth by my op, elke jaar. Die Duitse teoloog wat elke jaar nuwe jaar in die tronk in Basel gepreek het, en die nuwe jaar van 1956 het hy 'n preek gehad in Basel waar hy gesê het: sê nou maar net, dis my laaste preek. En die volgende dag is hy dood. Dit was sy laaste preek. So wat ek daarmee wil sê is, met al die wense van mag daar nog vele wees, die stuk realiteit wat aanbreek met nuwe jaar, dat soms is daar nie. Soms is daar nie. Dis op party sê, dis 'n bietjie 'n morbide manier om die jaar te begin. Maar ek wil graag hier begin vanoggend. Ek dink op hierdie manier die jaar te begin sal ons kan help om nugter te leef. En op 'n manier in 2016 teenwoordig te wees, dat 2016 nie net met ons gebeur nie. Want kyk, baie keer laat ons mos toe die lewe met ons net gebeur. Ons is in die tyd, en tyd gebeur met ons. Maar ek sou graag wil hê na vanoggend dat ons amper die bestuurders van ons tyd word. Ek vat julle vanoggend Rome toe, na 'n besonderse plekkie wat jy nie moet by verbyloop as jy ooit in Rome kom nie. Min mense weet van die plek, dit is baie klein. Maar in die 18de eeu was daar 'n klomp monnike wat hulle self die Capuchin monnike genoem het. Hulle het seker hoedjies gedra wat so gemaak het, en cappuccinos is na hulle vernoem, die skuim op die koffie. Dis waar dit vandaan kom. Maar hulle het besluit, hulle sou graag 'n monument wou bou wat mense sou help dat wanneer die monument besoek, dat dit hulle dieper sou laat leef. So bo aan die Spaanse trappe is daar 'n kerkie met die naam Santa Maria della Concesione.
En wat hulle daar gedoen het, is die kerkie is nie versier met versierglas en teeltjies en skilderye nie, maar met menslike beendere. Regte menslike beendere. En in fyn detail, dat hulle die beentjies van vingers en tone gebruik het om kandelare te bou. En die mees aangrypendste is 'n baba seentjie se skelet wat in die dak hang en 'n weegskaal vashou. Amper iets soos uit 'n Hollywood film as jy daar binne staan. En baie mense wat die plek besoek, gaan vinnig daardeur, neem foto's en reis verder na die Vatikaanstad toe. Nie vir 'n plek van diep oordeenking en kontemplasie nie, maar vir die reisiger wat stadig daardeur loop en die kameras vir 'n oomblik bære, is dit nogal 'n plek wat jy baie diep kan raak. Want as jy mooi kyk, onder een van die gebeendere is daar 'n baie klein plaatjie met 'n diep boodskap wat sê: What you are, they once were. What they are, you will become. Wat jy is, was hulle eens op 'n tyd. Wat hulle nou is, gaan jy ook wees. En op 'n oomblik as jy dit lees en jy staan tussen daai beendere, dan gebeur daar iets. Die bene begin 'n storie vertel. Jy begin besef dis 'n ma, 'n pa, 'n boetie, 'n sussie, 'n dokter miskien, 'n tandarts. Dis regte mense wat geleef het, wat se lewensstories en se verhale verby is. En dan word daai klomp bene amper soos medereisigers op die lewensstorie, wat 'n baie belangrike boodskap vir jou bring van jou tyd op aarde is beperk. En dit herinner jou in kleur en geur aan jou finale bestemming. En hulle stroop jou van jou psigologiese manoeuvres wat jy baie keer het om weg te kom van die realiteit van ek is net tydelik. Jy staan daar en jy besef in technicolor, my tyd is min. En dan stap jy baie depressief daar uit en jy gaan eet pizza en jy drink baie rooiwyn. Die pleidooi wat hulle wil maak in daardie kerk is nie dat jy moet regmaak om dood te gaan nie, maar 'n pleidooi om sinvol te lewe. Hulle hoop was dat as jy daar uitstap, jy geïnspireerd sal wees om die tyd wat op aarde vir jou geleen is, sinvol te lewe. En ek begin daar want ek dink dis min of meer die prentjie wat Prediker vir ons skilder in sy boek Prediker en in Spreuke. 'n Baie realistiese skrywer in die Bybel wat ons help om by dieselfde punt uit te kom. Nie dat jy moet regmaak vir dood nie. Baie mense voel so, nee, as hulle Prediker lees van die tyd is min en alles kom tot niks, dan weet jy net omval en doodgaan as jy Prediker gelees het. Maar dis nie wat hy wil doen nie. Hy wil juis jou inspireer om te sê jy moet by 'n plek kom waar jy sinvol kan lewe, waar jy bewustelik jou tyd sal gebruik. Want dis 'n interessante ding. Ons almal weet op een of ander stadium word ons diep bewus van hoe kort die lewe is. Maar as die dag gebeur en ons dagboeke gaan oop, dan leef ons so onbewus in tyd, so asof ons altyd hier gaan wees. Ons leef in verhoudings baie keer asof ons altyd hier gaan wees. Ons leef met ons kinders asof hulle en ons altyd hier gaan wees. Môre is nog 'n dag. Ons kan dalk môre regmaak, hoe dit ook al is. Sien, baie dinge in die lewe kan besit word. Goud, silwer, platinum, en as dit klaar is, dan myn iemand iewerste vir ons nog 'n paar uit en ons gebruik dit. Niemand gaan iewerste tyd kan uitmyn uit die grond uit wat jy kan koop en byvoeg by jou lewe nie. Maar nog steeds is ons onbewus en vul elkeen van ons lewe met 'n klomp nonsens. Ek het 'n sommetjie gaan maak. As jy 75 jaar gaan oud word, en vir ons mans is dit oud, gaan jy 650 000 ure leef. So as jy 60 is en jy's moeg vir oggend, dis hoekom, jy leef al 'n paar ure. 650 000 ure. So as jy vir oggend 35 jaar oud is, het jy al 306 600 ure geleef. En al wat jy oor het, is 350 400. As jy 45 is, het jy al 394 200 ure geleef. En wat jy oor het, as jy miskien 75 word, is net 262 800 ure.
As jy 55 is, en ek gaan daar stop, ek beloof. Het jy al 481.800 ure geleef. En as jy 75 word, het jy net 168.000 ure oor. So wat gaan jy met die 168.000 ure doen? So die vraag wat ek vanoggend wil vra is, wat wil jy van die lewe hê? Wat wil jy uit die lewe uit hê? En ek hoop die vraag sal help om 'n bietjie na te dink en 'n antwoord te gee, want die antwoord wat jy gee, gaan bepaal wat jy met die tyd doen, wat jy oor het. Wat wil jy uit die lewe uit hê? Miskien is daar van julle wat vanoggend vra, nou wat het dit met geloof te doen? Hierdie vraag. Dit klink soos 'n sielkundige praatjie. Dit klink soos 'n goeie inspirational talk. Alles. Prediker was 'n ongelooflike belangrike deel van die spiritualiteit van die vroeë kerk. Om oor die beperktheid van tyd te praat was ongelooflik belangrik vir die geestelike vaders. Iemand soos Paulus het gereeld met sy gemeentes gepraat daaroor, gesê, onthou, julle is bywoners in hierdie aarde, onthou, julle is tente waar die penne gaan uitgetrek word, die tyd is min, jy moet die tyd uitkoop. Dit was Paulus. En daarmee saam glo ek, jy kan nie oor spiritualiteit praat sonder om oor tyd te praat nie. Want tyd is ongelukkig die plek waar jou lewe ontknoop. Tyd is die plek waar jy God ontmoet, waar jou siel ontknoop, waar jou persoonlikheid ontwikkel. Met ander woorde, wat jy met jou tyd doen, bepaal in hoe mate jy in God se teenwoordigheid en in God se lig leef. Want God ontmoet jou nie op 'n plek buite tyd nie. Hy ontmoet jou in elke sekonde van jou dag. En wat jy met elke sekonde doen, bepaal of jy in jou leeftyd by die brandende bos gaan stop of gaan verbystap. So om oor tyd te praat, het alles met spiritualiteit te doen. Prediker eindig so. Hy sê, ek glo aan die einde sal God van ons rekenskap vra oor ons tyd. So wat het jy met jou lewe gedoen? Wat het jy met jou 650.000 ure gedoen? So die vraag vanoggend is, wat wil jy uit die lewe uit hê? En dan hoop ek, begin jy droom. Dat die lewe net nie gebeur nie, maar ek hoop ook saam met die droom dat daar 'n stuk intentionaliteit sal gebeur in jou, van wat ek anders te gaan doen. Kyk, as jy 'n filmster wil word, help dit nie jy werk in die slaghuis in Kuruman nie. Jy moet Pretoria toe trek, jy moet gaan drama swat, jy moet mense ontmoet, jy moet jouself blootstel. Dit help nie jy droom, jy wil graag 'n familieman wees, maar jy leef die lewe van 'n individualistiese entrepreneur nie. Iets moet in jou lewe gebeur, omdat wat jy droom te maak gebeur. So op die vraag, wat wil jy die lewe uit hê, help Prediker ons. Hy sê daar's 2 plekke om te leef, en dan gee hy die 2 plekke, en hy gee dit as 'n kenner, as iemand wat daar geleef het. En die storie wat ek in my kop opmaak, is dat hy 'n ou man is, wat dalk siek geword het, en in sy siekte begin besef het waar die lewe regtig gaan. Of dalk het hy net oud geword. Ouderdom doen dit met 'n mens. Dat met ouderdom begin 'n mens besef waar die lewe eintlik gaan. En dan vertel hy die storie. Hy sê daar's 2 maniere of 2 plekke om die lewe te vind. 2 maniere om jou tyd in te kleer. En die een is beter as die ander. Hy sê toe ek jonk was, in die eerste helfte van my lewe, het ek myself afgesloof. En dan noem hy 'n klomp goed. Eintlik sê het ek my tyd gemors. Hy sê ek het gebou koninkryke. Ek het gebreek. Ek het oorlog gemaak. Ek het oorwin. Ek was die sterkste. Ek het besit. Ek het nog gehad en meer en groter en aansien en ambisie. Ek het my lewe daarvoor gegee. En toe word ek oud. En toe ontdek ek 'n ander plek om te leef. Dat wanneer jy daar leef, jy sal sê, die dag as jy jou begrawe, dit was vol en dit was die moeite werd. En hy noem daai plek, geniet die lewe. Hierdie 2 goed speel hy af. En onder dit noem hy eenvoudige goed. Hy sê, lekker kos, goeie vriende, lag, saam wees, God, bid, eenvoud,
genoeg, stilte, kleiner wees. As jy daar leef, dan kom jy agter dat dis 'n voller plek. Om dit op te som sê hy, in die eerste helfte van sy lewe het hy geleef op 'n plek waar dit meer oor homself gegaan het en opgaar en bymekaar maak, maar toe hy ouer geword het, hy 'n ander plek ontdek. Jy en ander, weggee, saam wees, sagter, stadiger. En miskien is dit die eenvoudige wysheid wat Prediker aan ons wil deel vanoggend. As die vraag na ons toe kom, wat wil jy van 2016 hê? Wat wil jy die jaar uit hê? En miskien kan ek julle help met 'n paar gedagtes uit Prediker uit, deur die Predikerboek en uit Spreuke uit. Prediker se resep is so. Hy sal sê 'n vol lewe behels dit in die eerste plek. Kos, kuier, goeie wyn, vriende en ander. Ek dink daar wil hy vir ons sê, dis die moeite werd om jou tyd vir ander mense te gee. Dis die moeite werd om jou lewe oop te maak vir ander. Dis die moeite werd om die saamwees van mense te geniet. Om die saamwees van die mense wat jy liefhet te geniet. Eerder as om jou tyd te gee vir bou, breek, oorlog, besit, nog meer groter aansien, ambisie. Dis die eerste ding. Dan die tweede ding wat hy sê is, die lewe word nogal vol as jy gereeld lag, geniet en vreugde. En daarmee sê hy 'n klomp goed. Hy sê rus. Kyk na jouself. Hy sê in Prediker, goed so slaap, rus, vakansie, gesondheid. Om te leer om op die regte plekke vreugde te vind. Om te leer wat die moeite werd is om oor bekommerd te wees. Waar moet ek regtig bekommerd raak? Om te leer wat ware rykdom is. Wat maak my regtig ryk? Of om gelukkig te wees met wat jy het, of waar jy is. Nog 'n belangrike moment in die Spreuke en Predikerboek. Hy sê dit op klomp plekke, geniet die lewe saam met jou vrou. Ek dink daarmee sê hy iets meer. Hy sê iets soos, verhoudings vat tyd. En jy moet werd om jou beste tyd vir daai verhoudings te gee. Verhoudingspasies het tyd nodig. Liefde het tyd nodig. Vir verhoudings om te verdiep het tyd nodig. Ek hoor 'n mooi storie hierdie vakansie van 'n paartjie wat my vertel, hulle het nou afgetree en hoe lekker dit is. En die oom sê dit vir my, as hy geweet het, dit is so lekker om elke dag by sy vrou te wees, het hy lankal afgetree. En dan dink 'n mens, vir wat gee jy jou beste jare? Nee. Kinders. Miskien is jou droom om gelukkige kinders te hê. Wie wil nie gelukkige kinders hê nie? Is om te besef dalk dat ons kinders is meer alleen as ooit onder al die entertainment. Dat ons kinders uitroep vir tyd, vir ouers om hulle self te gee. En hopelik is een van jou drome vir 2016 om dieper en meer intiem met God te leef. En hier sê Prediker, dis die hoofsom van alles. Die lewe ontvou op die plek waar jy in God se nabyheid leef. En nou wil ek myself hier probeer mooi uitdruk. Dit gaan nie hier oor meer tyd vir God nie. Dit gaan nie daaroor dat ek in die nuwe jaar 15 minute ekstra in die oggend moet gee nie. Ek hoop nie jy hoor dit nie. Dat ek stap hier uit, ek wil nader aan God leef, so ek moet 15 minute meer vir God gee en dan gaan alles verander nie. Prediker roep ons tot iets diepers en dit is my moeilik om dit te verduidelik, want dalk hoor julle my. Dis eerder iets soos om vanuit 'n dieper bewussyn te leef, om
jou lewe en jou tyd in God te laat inval. Dit gaan nie oor 15 minute of 20 minute of 30 minute nie. Dit gaan oor om met 'n stuk bewustheid te leef in elke sekonde van elke dag. Dat jou hele lewe in God gebeur, dat elke sekonde 'n plek word waar God jou uitnooi tot oorgawe, diens, dankbaarheid, dieper glo, dieper verwondering. Miskien is dit die plek waar jy arriveer en sê, my tyd, God alleen. Ek dink dis waar dit gaan. Dan gaan dit nie oor minute of sekondes of ure in 'n gebedskamer of in 'n kerk nie. Dit gaan oor 'n leefstyl waar God jou hele lewe omarm. Ek sluit af. 2016 gaan nie noodwendig 'n voller jaar wees nie. Tyd is tyd. Dis hoe jy dit vul en wat jy daarmee maak. Miskien gaan jy goed anders te moet doen. Jy gaan dalk na jou dagboek moet kyk, jy gaan kyk na wat motiveer jou. Jy moet gaan kyk wat maak jou ongelukkig, wat maak jou bly, waarvoor bid jy, wat is jou bron van blydskap? En dalk moet jy gaan en fisies jou dagboek anders te skryf hierdie jaar. Dalk moet jy gaan ander drome droom, leer om ander drome te droom. Ander motiverings. Miskien moet jy leer om vir ander goed te bid en vir ander goed te vra. En miskien moet jy jou bron van blydskap heeltemal skuif. Ek dink die realiteit is, dit is dalk my laaste preek vanoggend. Dit is dalk my laaste jaar. Dis dalk jou laaste jaar. Maak baie seker waarvoor jy jou lewe gee. Mag 2016 'n jaar wees waar ons as gemeente en lidmate, waar ons mekaar help om met diepte te leef. Mag in ons gesprekke, in ons plekke waar ons mekaar praat oor die lewe, mekaar bly herinner daaraan, dat die lewe op 'n ander plek lê. Sodat wanneer ons mekaar begrawe, en ons gaan mekaar begrawe, een of ander tyd, ons kan sê, dit was die moeite werd. Dit was 'n vol lewe, 'n lewe van betekenis. Mag die Here ons help. Amen. Here, ons weet, soos Psalm 31 sê, dat ons tyd is in U hande. En dan alles wat daarmee saamgaan, die droogte, seer, verwondheid, bekommernis. Help ons om net daarin vas te hou dat U God is in elke stukkie van ons lewens. En dan bid ons vir die gemeente vir hierdie jaar, dat U elkeen van ons sal help om met diepte te leef. Help ons om ons tyd uit te koop. En wanneer ons U soek, dat ons U sal vind. Dat hierdie jaar in die besonder met al die swaar kry wat vir ons wag hierdie jaar. Ons vermoed dit gaan 'n moeilike jaar wees. Dat dit ons sal louter, dat ons ten spyte van dit geestelik sal groei en dieper sal leef. Here, ons bid vir almal wat hierdie nuwe jaar moes ingaan alleen. Wat hierdie jaar worstel met die eerste jaar sonder 'n geliefde, sonder 'n man, sonder 'n kind. Ons bid vir elke huwelik, elke verhouding in hierdie gemeente. Mag ons hierdie jaar krag kry om in U lig te leef en die harde werk te doen van rekonneksie, vergifnis, versoening. Ons weet U is naby. Mag ons daarin leef elke dag. Amen.